Ons is by afdeling 2 of deel 2 van ons gesprek uit 4 afleweringe wat vra waarom die wegraping op 23 en 24 September dan op die Joodse kalender dan 22 en 23 September nie plaasgevind het nie. En ons het so 'n bietjie stilgestaan by 'n interessante wegspring om te kyk na wat die redes was, of wat redes is, en ons gaan nog so 'n bietjie meer daaroor praat, oor waarom mense datums maak, en waarom hulle datums mis, en hoe gevaarlik dit is, om 'n datum te gee, as mens, wat God bepaal het. Dis een van die grootste krisisse, is die feit dat 'n mens datums gee, oor dinge wat God bepaal. So kom ons gaan voort, en ons gaan kyk so bietjie verder oor hierdie saak. Inleidend net die volgende. Ons het stilgestaan verlede keer, en is besig om die vraag te beantwoord, waarom die 23ste tot die 24ste September nie die regte datum vir die wegraping was nie. Gesien dat alle datumbepalers 'n paar dinge in gemeen het, wat hulle gebruik om sekere berekeninge te maak, om dan sodoende by 'n spesifieke datum uit te kom wat hulle dan nou dink God die wegraping sal op laat plaasvind. En dan die uitsprake verder om te sê dat die Here het hierdie datums aan hulle bekend gemaak, of deur drome, of 'n ontmoeting, of 'n visuele, of 'n audio belewenis, dat die Here op hierdie spesifieke dag dan sy kinders gaan kom haal. Die eerste probleem wat datumbepalers gemeen het, is gewoonlik hang dit rondom, of berekeninge word gedoen rondom die datum wanneer Israel in 1948 'n staat geword het. En dis 'n belangrike wegspringpunt ten opsigte van die profeseë wat Jesus self genoem het toe hy oor die vyeboom praat. En mense dan hierdie datum sien, 1948, toe Israel 'n staat geword het, en Jesus dan sê hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur nie. En dan sê 48 plus 70 jaar is dan nou rondom waar ons nou ons vandag bevind. 'n Geslag is ongeveer 70 jaar, soos die Bybel sê. Dan gebruik hulle die Joodse feeste, of die feeste van die Here wat aan Israel gegee is, om dan nou te sê dat die Here letterlik die eerste 4 in hom vervul het met die Pasga, die ongesuurde brode en die eerstlinggerf, wat Jesus letterlik by sy kruisiging, sterwe en opstanding letterlik vervul het. Dan Pinksterdag, wat dan op in Handelinge 2 vervul is, met ander woorde, dan sê hulle die volgende 3, die trompette, die versoendag en die hittefees, sal ook vervul word op spesifieke tye, en dan gekoppel aan die eindtyd, as dan die tyd wanneer dit sou plaasvind. Die derde is hulle verwar teksverse, wat oor die wegraping handel, en oor die tweede koms, en dan verse probeer hulle hierdie 2 teksverse met mekaar versoen, sodat die wegraping nou in Matteus 24 is, en sekere dinge wat in Matteus 24 is, wat na die eindtyd wys dat dit nou enige een van die komste van Jesus kan wees, of die wegraping vir sy kinders, of sy tweede koms met sy kinders. So, hulle gebruik teksverse, verwar teksverse, oor die wegraping en die tweede koms, en hulle maak hulle bepalings daarmee. Die vierde is, hulle doen 'n geheime getalle speling, of berekeninge wat hulle maak met getalle, en sê dat die Here van, soos byvoorbeeld 1948 af, 70 jaar verder. Ander getalle, die Daniël en Johannes wat praat oor die 1260 dae,
wat die helfte van die verdrukking is, die 42 maande, die 3,5 jaar, die tye en 'n halwe tyd, en hulle gebruik hierdie getalle om dan nou berekeninge te maak om in te pas by hulle teologie of hulle teorie. En dan gebruik hulle grootendeels ook persoonlike ondervindings, en hulle sê dat die Here hierdie dinge aan hulle geopenbaar het, deur wat ook al gedroom het, gesien het, beleef het, gehoor het, en dan gee hulle nou gesag aan hulle teorie, en hulle sê dat ek het hierdie persoonlike ontmoeting met God gehad, en hy het vir my hierdie en hierdie gesê. Ons wil kyk na gapings, en ons het verlede keer gestop dan en gesê, ons wil nou kyk na die hantering van die apostel Paulus se eindtyd beskouing, gekoppel aan die gaping wat daar is tussen Handelinge 2, toe die Jode Jesus as Messias verwerp het aan die kruis, en Petrus hierdie moord aanklag preek tydens die uitstorting van die Heilige Gees, en dan die weer God dan sy profetiese werk gaan begin of voortsit met Daniël se 70 weke, die 69 wat afgehandel is met die sterwe van Jesus, en dan die laaste 7 waar God dan weer met Israel gaan werk, en dan hierdie gaping van die verborgenheid in die middel waar ons leef. Ek wil 'n skema voorstelling vinnig met jou deel. En ek wil hê jy moet mooi kyk, ek noem dit net 'n skema voorstelling van die eindtyd. En hier onthou ons het gister gepraat oor die opdrag wat koning Artasasta gegee het, in dat die Jode moes teruggaan na Jerusalem toe om die stad te gaan herbou, en Daniël soek die Here in Daniël 9, want hy kom agter dat Jeremia praat van 70 jaar van ballingskap. En hy soek die Here en hy bely sy sondes en die sondes van die volk voor die Here, en die Here gee vir hom hierdie openbaring van die 70 7-talle. Hy sê 7 7-talle en 62 7-talle, dan sal die Messias of die vors of die gesalfde uitgeroei word. Nou hierdie 7 7-talle en 62 7-talle is dan nou gelyk aan 49 en 434 jaar, wat jou 'n totaal gee van 483. Met ander woorde, daar bly 7 jaar oor van die 490, die 70 7-talle. Bly daar 7 jaar oor. So Nehemia keer terug om die stad te gaan herstel, Esra keer terug om die volk te herstel, en Serubabel keer terug om die tempel te herbou. En ons lees dit in Esra en Nehemia en ook dan in die verdere geskiedenisboeke van die Ou Testament. Dan aan die einde van die 62 van die 69ste week sterf die Here Jesus aan die kruis, en die Jode verwerp hom as Messias, want hulle het geglo dat hulle Messias moet kom koning word. En toe Jesus praat van sterf, toe sê die Jode, maar dan kan hy nie die Messias wees nie, en hulle verwerp Jesus as die Messias. En dis die preek van Petrus in Handelinge 2, julle het Jesus, julle die Messias vermoor. En dan vind ons 'n tydperk van genade, 'n tydperk van verborgenheid, waarby ons wil stilstaan, en dan na die wegraping vind die 70ste week plaas, die een week wat oorbly, die een week 7 jaar, wat opgedeel is in 2 dele van 3,5 jaar elk, dan die tweede koms van Jesus, die aardse koninkryk van Jesus, wat hy vir Israel beloof het, hy gaan op die troon van Dawid in Jerusalem vir hulle kom sit as koning. En dit word dan in Matteus genoem die koninkryk van die hemele, en Openbaring hoofstuk 20 word dan die 1000 jaar van vrede, of die vrederyk genoem. So ons wil stilstaan by hierdie tydperk in die middel, tussen die dag toe die Jode Jesus verwerp het, en die wegraping, en dit sien nou die tyd van genade, of die genadedispensasie, en Paulus se hantering hiervan as 'n verborgenheid. Daar was 'n hele paar verborgenhede in die Ou Testament, wat die apostel Paulus in die Nuwe Testament openbaar, en veral met die fokus op sy briewe tussen Romeine en Filemon. In Romeine 16 vers 25 en verder lees ek, sê Paulus, aan hom wat magtig is om julle te versterk, volgens my evangelie, wat hy sê, en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig
die openbaring van die verborgenheid wat eeuwenlang verswyg is. Met ander woorde, daar was dinge in die Ou Testament met prentjies en met tipes gesê, wat heen wys na Jesus se vervulling, soos die Pasga, soos die fees van die ongesuurde brode, soos die fees van die eerstlingsgerf, het Jesus kom vervul die dag toe hy in Jerusalem sterf. Hy sê in hierdie verborgenheid het God aan my bekend gemaak. Dis die prediking van Jesus wat verswyg is, vers 26, maar nou geopenbaar is, deur die profetiese skrifte bekend gemaak is, onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God tot gehoorsaamheid van die geloof. Paulus sê, hy is die apostel vir die heidene en hy kom om hierdie verborgene, dit wat verborge was en verswyg was, al die eeue, kom hy nou in hierdie dispensasie bekend maak. In Handelinge 3 vers 21 sê Petrus net die teenoorgestel. Hy sê hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van sy heilige profete. So Petrus sê in Handelinge 3 dat die profete het van goed gepraat wat verborgenhede was. Soos Jesaja 9 vers 5 en 6 waar hy sê 'n kind is gebore in vers 5 en in 6 sy heerskappy en hy is koning vir ewig. En die Jode daai teksvers gesien as 'n aaneenlopende profesie. So Jesus gaan kom as Messias, of eerder die Messias gaan kom en hy gaan koning word. En toe hy dit nie doen nie, toe verstaan hulle, maar hulle verstaan nie die gaping nie. En Petrus sê, tot die wederoprigting van alle dinge, wat God van ouds af gespreek het, om sy beloftes te kom vervul, uit die mond van die profete. So Paulus sê, hy kom maak hierdie verborgenheid bekend, en Petrus sê, daar is 'n verborgenheid, wat van ouds af deur tipes gespreek is, wat sy vervulling gaan hê, by die wederoprigting van alle dinge. Kom ons kyk na die onderskeid in die openbaring van die verborgenhede. Die openbaring van die verborgenheid gaan oor verandering, sê die apostel Paulus in sy verhandeling. En dit is belangrik dat hierdie verborgenheid nog nie bekend was nie, en Paulus kom en hy maak dit bekend in 1 Korintiërs hoofstuk 15, hy sê, daar gaan veranderinge wees, wat drasties die mens gaan verander. 1 Korintiërs 15 vers 50, maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Paulus sê dat fisiese menswees kan nie in die koninkryk ingaan nie. En verganklikheid, die sterflikheid van die liggaam, kan nie ewig lewe nie. En dit kan nie onverganklik word nie. Nou sê hy, kyk, ek is besig, of ek is nou in die proses, om vir julle iets wat verborge is, te openbaar. Ek, sê Paulus, deel julle 'n verborgenheid mee, wat versteek was, wat nou bekend gemaak moet word. En kom ons kyk. Die apostel praat in die eerste persoon as hy sê, ek deel julle 'n verborgenheid mee. So die verborgenheid is deur Paulus geopenbaar, en Jesus in Romeine 16 vers 25, Jesus Christus het hierdie openbaring vir Paulus gegee, toe hy hom op die pad van Damaskus ontmoet het, en ook verder. Dit is iets wat nog nooit bekend gemaak was nie, en hierdie kom nou as 'n openbaring of 'n verborgenheid, soos wanneer jy 'n sluier of 'n gordyn wegtrek. So Paulus sê, ek kom trek die sluier weg, dat julle kan sien wat weggesteek was. Daar was al tipes daarvan, maar nog nooit is dit werklik bekend gemaak
of duidelik daaroor gepraat nie, sê die apostel dan per implikasie. Kom ons kyk na tipes van verborgenhede. In die eerste plek was die sonvloed 'n tipe van God se manier hoe hy met die regverdige en die goddelose deel. En die wegraping is die antitipe hiervan. Noag preek, die mense verwerp hom, God sê daar kom 'n tyd dat ek die ark se deur gaan toesluit en hulle wat in die ark is, word bewaar en hulle wat buite die ark is, word veroordeel. By Sodom en Gomorra haal God en die engele vir Lot en sy kinders uit die stad uit. Soos 'n tipe van die wegraping, en hy vernietig die stad. Hy vernietig nie die stad terwyl Lot en sy kinders nog in die stad is. Hy haal hulle uit die stad uit voordat hy die stad vernietig. By die Paasfees van Eksodus hoofstuk 12 gebeur dieselfde. Die Here sê vir die volk, julle moet 'n lammetjie slag as 'n tipe van die Here Jesus. Hy sterf in julle plek. Julle moet sy bloed aan die deurposte en die bodrempels smeer. En as die verderwer inkom wat die eerstgeborenes van Egipte gaan tref en hy sien die bloed, sal hy by die huis se deur verbygaan. Die engel sê, I will pass over. Ek sal by die deur oor die deur gaan, omdat hulle wat in die huis is, beskerm is en alles wat buite is, vernietig word. Met Elia is daar 'n duidelike verskil waar Elia weggeneem word van die aarde. En hy die fisiese kragte van die mens en swaartekrag dat God hom wegvat om vir Elisa die bediening te gee. Hierdie verborgenhede was in die Ou Testament stories, maar wat nou in die Nuwe Testament kom verklaar word. Die volgende was Filippus. Hy preek vir die hofdienaar van Ethiopië. Hy doop die Ethiopiese hofdienaar en die volgende sê, het Paulus is Filippus weggeruk en die hofdienaar sien hom nie meer nie en Filippus bevind hom in Anatot in Handelinge hoofstuk 8. En dan die laaste voorbeeld is toe Here Jesus met Paulus praat. Almal het die geluid gehoor, maar dis net Paulus wat Jesus gesien het toe Jesus homself aan Paulus openbaar. Al die ander is in die belewenis, maar is nie deel van die belewenis nie. Net Paulus praat met die Here Jesus. Hy sien hom en God openbaar homself aan Paulus en hy roep hom as 'n bedienaar van die woord. Hierdie handel oor die verborgenheid van die wegraping en die gepaardgaande liggaamlike verandering wat alle menslike liggame sal plaasvind wanneer ons na 1 Korintiërs hoofstuk 15 kyk. Belangrik is om ook te let dat daar gemeld word dat sommige by hierdie geleentheid nog sal lewe en dat daar 'n verandering sal wees ook vir diegene wat ontslaap het. Ons gaan nou 1 Korintiërs 15 bietjie lees. Maar die vraag van die Korinte gemeente was, hulle wat nou gesterf het, wat gebeur nou met hulle by die koms van die Here? En Paulus begin in 1 Tessalonisense 4 en in 1 Korintiërs 15 en hy antwoord hierdie vraag. Hy sê, daar sal in die lewe mense wees wat verander gaan word in 1 Korintiërs 15, daar gaan mense wees wat dood is in 1 Tessalonisense 4, wat verander gaan word. En dis belangrik om hierdie twee te sien, hulle wat gesterf het in Christus, wat verander gaan word, opgewek gaan word, hulle wat in die lewe oorgebly het, wat verander gaan word en wat weggeneem gaan word. Vers 51b, hy sê mos nou, ek deel julle verborgenheid. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. So daar gaan mense lewe. Maar ons sal almal verander word. So, daar gaan 'n sekere klomp sterf, daar gaan 'n sekere klomp lewe. Maar ons gaan almal, die wat gesterf het en die wat lewe, gaan in 'n oomblik en in 'n oogwink by die laaste basuin verander word. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons
wat lewe sal verander word. So dis baie duidelik dat wanneer hierdie gebeurtenis plaasvind, hierdie verborgenheid wat Paulus besig om bekend te maak, sal daar sommige wees wat ontslaap het, ek het in die blou gemerk, wat opgewek gaan word. Daar sal hulle wat lewe verander word in 'n oomblik en in 'n oogwink. So kyk die onderskeid tussen die blou en die groen kleure dan op die skerm. Let op dat melding gemaak word van 'n basuin. Ons moet let op wie hierdie basuine blaas. Is dit God of is dit engele? En as ons nou 'n bietjie verder gaan, sal u sien waarom dit belangrik is. In die brief aan die Tessalonisense word die basuin aan God toegeskryf. Hy sê die basuin van God. Openbaring 8:9 praat van ander basuine van oordeel wat die engele sal blaas. So die basuin van God en die blaas van die trompette in die verdrukkingstyd, Openbaring 8:9, is twee verskillende geleenthede. En dis belangrik om hierdie onderskeid te tref. Wie blaas die trompette? Vers 53 sê, want hierdie verganklikheid, my menslike liggaam, moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike, wat tydelik is, met onsterflikheid of ewigheid bekleed word. Hierdie verborgenheid deel met die opstanding van die verheerlikte liggaam en nie die terugkeer uit die dood soos met Lazarus, maar soos Jesus self opgestaan het aan die ander kant van die dood met 'n verheerlikte liggaam. Lees daarvan, dat hy in die oomblik in hulle verskyn, dat hy deur mure en deur deure loop. Hierdie tydelike liggaam wat hy gehad het, wat beperk was, sterf en hy staan op, en hy ontvang hierdie verheerlikte liggaam. En dis dieselfde konsep wat die apostel Paulus beskryf, nie soos Lazarus nie. Dis 'n vreemde konsep om te verstaan, want beide die Ou Testament en die Nuwe Testament, en veral in Tessalonika en Korinthe was dit nie algemeen bekend nie, en dis waarom die bekommernis daar was in die Tessalonisense gemeente en in die Korinthe gemeente. Wat gebeur met hulle wat sterf? Want daardie verleiers en valse leraars kom sê, julle gaan in die verdrukking, omdat dit verby is en dit verlore is en julle die dag van die Here gemis het. Die rede vir die skryf van die brief, veral aan die gemeente in Tessalonika, was dat valse leraars die gemeente mislei het en in die war gebring het. Job vertel van sy eie opstanding in Job 19 vers 15, wat baie belangrik is, dat in die Ou Testament het hulle al geglo van die opstanding. Abraham, as ons nou 'n voorbeeld kan gebruik, hy sê vir Isak, toe hy vir Isak gaan offer, hy sê vir die diensknegte, hy sê, bly hierso, ons gaan offer en dan sal ons na julle terugkeer. Hy het nie geweet van die ram in die bos nie. Hy het geglo dat hy Isak gaan offer, Isak gaan sterwe, maar God gaan Isak opwek. Ons gaan na julle terugkeer. In 1 Korintiërs 15 vers 44 sluit hy dan nou hierdie verhandeling af. Hy sê, wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklees en hierdie sterflike met onsterflikheid, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Dis hierdie verandering wat die finale oorwinning bied oor die mag van sonde en die dood by die wegrap vir kinders van die Here. Die apostel Paulus bied juis hierdie openbaring by die opstanding en hy onderskei verder die rangorde van die wat opstaan. En dit is belangrik om dit ook te sien. Christus is die bron van alle opstandings. Hy sê, en dan volg die ander opstandings van sy kinders. Die laaste opstanding, of die tweede opstanding, is die een van die na verderf vir die goddelose, Openbaring 20 vers 5 en 6. Daar's 'n eerste en daar's 'n laaste opstanding. Die eerste opstanding het Jesus begin toe hy die dood het opgestaan. En hy kom haal sy kinders en hulle wat gesterf het sal in Christus opstaan.
dan gaan daar 'n laaste opstanding wees. En dis almal Ou Testamenties, Nuwe Testamenties, wat voor God se troon gaan verskyn, wat in die hel gewerk word. Dis die laaste opstanding, waaroor Openbaring 20, vers 5 en 6 praat. Kom ons maak vinnig dan net 'n gevolgtrek. Die opstanding van die liggaam van Christus, van 1 Tessalonisense 4, was 'n verborgenheid, wat nou bekend gemaak is. En hy bring hierdie opstanding van die liggaam van Christus in verband met die opstanding vir almal wat in Christus Jesus hom aangeneem het en wat aan hom gesterf het. Dat daar 'n dag gaan kom dat God hulle uit die dode uit gaan opwek. En die ander wat in die lewe oorbly, gaan saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Paulus praat hiervan in detail in sy Efesiërsbrief in hoofstuk 3 en ook aan die gemeente van die Kolossense in hoofstuk 1. Ons gaan nie nou daarby stilstaan nie, gaan lees dit gerus. Waarom die angstigheid is my volgende vraag. Om te let op tekens en datums. Dit was 'n vraag wat ek vir myself gevra het. Waarom hierdie angstigheid nou, as daar tekens en datums gegee word? Waarom kan mense nie net opgewonde wees oor die belofte van die wegraping nie, maar moet opgesweep word deur tekens en deur datumbepalings? Jesus kan enige tyd kom. Hy hoef nie te wag op enige teken nie. Hy kan kom soos hy dit bepaal het, wanneer hy wil. Hy kan kom op die fees van die trompet, maar dan moet hy dit bepaal het. Maar dis nie vir ons om te sê hy kan net kom op die fees van die trompet. Die kind van God lewe deur geloof en nie deur wat hulle sien nie. Jy het nie nodig om te wonder en bekommerd te wees oor ouens wat vir jou moet datums gee om gereed te wees, of dat daar tekens gaan wees wat jy jou gereed maak. Jy moet elke oomblik gereed wees, want jy lewe in nie wat jy sien nie, jy leef deur geloof in Christus Jesus. Die kerk en hulle, die weergeborenes, as ek nou so kan sê, kyk met verwagting op, nie na die tekens van die wegraping nie, aangesien ons nie vir tekens van die tye moet soek nie, want ons lewe nie in die tekens van die tye. En ek wil jy moet mooi verstaan, en ons gaan so 'n bietjie later daaroor praat, die tekens wat Jesus in Matteus 24 wys, van praat, is alles tekens wat in intensiteit en in frekwensie toeneem tot by sy sigbare tweede koms. Daar is nie een teken vir die wegraping. Ons leef nie in die tekens van die tyd nie. En daarom mag ons nie soek vir tekens van die tyd. Niks wat in die Midde-Ooste gebeur, niks wat oor die wêreld gebeur, is tekens vir die wegraping. Dis 'n gereedmaking vir dit wat na die wegraping gaan plaasvind, hoe as God sy oordeele oor die aarde uitstort, die openbaring van die anti-kris en dit wat daarmee gepaard gaan. Omstandighede wys juis dat ons op die drempel van die vervulling van die belofte van die wegraping staan, maar dis nie die tekens vir die wegraping. Kom ons kyk vervolgens na Paulus se hantering van hierdie verborgenheid. Ek wil graag jou laat blaai saam met my na 1 Tessalonisense hoofstuk 5. En ek gaan dit net eers vir jou lees. Hy sê, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Vers 4, maar julle, broeders, is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval. Dit beteken nie dat kinders van die Here die datum vir die wegraping hoef te ken. Dit beteken dat as jy 'n kind van God is, jy gereed moet lewe elke sekonde, dat die dag jou nie soos 'n dief betrap nie, dat jy nie gereed is nie. Dit gaan nie oor dat
julle nie julle nou die dag moet weet nie. Hy sê, julle broeders is nie in die duisternis, dat hierdie dag julle soos 'n dief sal oorval. Julle sal gereed wees dat die wegraping enige oomblik kan plaasvind. Let op, hy gebruik die woord maar, hy gebruik die begrip tye en geleenthede, hy praat van die dag van die Here, en hy onderskei tussen julle en hulle. Dis baie, baie belangrik. Hy gebruik die woorde maar en tye en geleenthede met 'n baie spesifieke doel. Hierdie begrip kom 3 maal voor in Daniël 2 vers 21, in Handelinge 1 vers 7 en ook hier waar gepraat word van die dag van die Here. En hierdie dag van die Here is nie die wegraping. Ons moet gereed wees vir die wegraping. Maar die dag van die Here is die dag wat God bepaal het en nie die dag van die wegraping. En dis baie belangrik om dit te onderskei. Hy praat van aan die einde van hoofstuk 4 van 1 Tessalonisense 4 van die wegraping. Die tyd en die oomblik dat kinders van God weggeruk sal word om Jesus te ontmoet in die lig. Dis die gesprek in hoofstuk 4 vers 13 tot 17. En dis belangrik om die konteks, en dis hoekom konteks so belangrik is. Want as jy hoofstuk 5 op sy eie lees, kan jy 'n verkeerde uitlating maak, 'n verkeerde verklaring maak. Maar as jy hoofstuk 4 saam lees, dan maak die woordjie maar baie sin. Hy begin in hoofstuk 5 met die woord maar, wat 'n nuwe onderwerp aanspreek. Vers 2 van hoofstuk 5, hierdie koms is onverwags op 'n onvoorbereide, 'n ongelowige en 'n goddelose mensdom. Nie die wegraping. So hierdie koms waar hy van praat, die dag van die Here, is nie die wegraping. Ons sal nou sien, dis die dag van Christus, is die wegraping. Die dag van die Here is die dag van sy oordeel, wat kom onverwags op 'n onvoorbereide, ongelowige, goddelose mensdom. Let op die verandering, hoofstuk 4 word daarvan ons gepraat, ons gaan dit nou lees. Maar in hoofstuk 5 word daarvan julle en hulle gepraat, wat 'n baie duidelike onderskeid tref. Hoofstuk 4 se ons en se julle is dieselfde klomp mense. En die hulle is die wat die koms soos 'n dief in die nag gaan vang. Julle is die wat weggeneem is in hoofstuk 4, as ons nou hoofstuk 4 se wegraping in verband bring. Dat as hierdie dag van die Here kom, is julle alreeds deel van die ons wat weggeneem is. En die hulle is die wat oorval word deur die gebeure van die verdrukkingstyd, omdat hulle agtergebly het. Julle in hoofstuk 5 en die ons van hoofstuk 4 is klaar weggeneem. Dan sal hulle oorval word deur 'n koms wat vir hulle onvoorbereid is, want hulle het agtergebly in die verdrukkingstyd. Vers 3 van hoofstuk 5 bied ons 'n moontlike onderskeid tussen die twee dele van die verdrukkingstyd. Hy praat van vrede en veiligheid teenoor 'n skielike verderf. Want die 7 jaar het ons gesien mos is opgedeel in twee dele van 3,5 jaar. So ek sê 'n moontlikheid dat hy hoofstuk 3 praat van die vrede en veiligheid. Hulle sê vrede en veiligheid, die begin van die verdrukking, as die anti-kris die verbond sluit van vrede, en dan die skielike verderf, as hy op die troon van God, 2 Tessalonisense 2 wat ons by gaan stilstaan, gaan sit en voorgee dat die God is en sê, nou aanbid julle my. Nou vat julle die merk en nou aanbid julle my. Die voorloper en die werklike openbaring van die anti-kris. Hy praat van
barensnood 'n swanger vrou oorval. En hy verwys na Jeremia 30 se tyd van Jakob se benoudheid. Israel wat in benoudheid gaan kom, en hy verwys juis met die gedagte van hierdie barensnood, die tyd van Jakob se benoudheid. Sommige fokus en sê die tempel moet gebou word en daar moet nog die as van die rooi vers moet gekom word as dinge wat eers moet gebeur voor die wegraping kan plaasvind. Dis nie nodig nie. God sê hy wag nie vir tekens nie. Die tempel en die vers is alreeds daar. Die tempel kan baie vinnig gebou word en dis nie tekens vir die wegraping. Dis nie nodig nie, aangesien dinge baie vinnig daarna kan plaasvind. Selfs ook die Gog en die Magog oorlog in op Esegiel 38 en 39. Dit kan vinnig plaasvind na die wegraping. Daar's geen tekens vir die wegraping. En niks, ek het dit gesê, in die gebeure van die wêreld, selfs in die Midde-Ooste, wat nou plaasvind, is tekens van die wegraping. Dis eerder tekens van die sigbare koms van Jesus om sy aardse koninkryk vir Israel te kom vestig, soos wat hy vir Dawid en die volk beloof het. In Romeine hoofstuk 13 lees ek iets baie interessants waar Paulus praat. Hy sê, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword. Die nag het ver gevorder, dis amper dag, laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Julle ken die tydsomstandighede, julle sien dit gebeur. Die uur is daar. Dis nader en nader elke dag van die dag dat jy gered geword het. Dit kan nou plaasvind, sê Paulus. Hy gebruik 'n tipe van 'n uurglas wat uitloop. En dat dit wat geskryf was van toepassing is in Romeine 13 vir die destydse leser, maar ook vir ons vandag. Die tydsomstandighede ken ons, die uur is reeds daar, die Here staan gereed. Dit kan enige oomblik gebeur, dit hoef nie te wag vir volgende jaar se fees van trompette. Saligheid, waarvan hy praat, is die kinders van God se finale verlossing en oorwinning by die wegraping, wat as 'n verborgenheid bekend gemaak is. Niemand weet wanneer dit sal plaasvind nie, maar moet dit oomblik vir oomblik verwag, asof dit die laaste uur van die uurglas is. Hy's klaar omgedraai. Dis die laaste sandkorrels wat besig is om deur te loop. Daar is nie nog 'n uurglas, daar is nie nog tekens nie. Dis hier. Dit kan enige oomblik plaasvind, sonder om 'n datum te gee. Dus, almal wat sê dat die Here die uur aan hulle bekend gemaak het, is leuenaars en spreek valsheid bloot omdat hulle verlei om sulke onwaarhede kwyt te raak, dat hulle sê die Here het vir hulle die uur bekend gemaak. Dis 'n leuen, dis nie die waarheid. Om eerlik te wees, indien daar iemand sou wees om die dag van die wegraping te kon weet, as iemand dit kon geweet het, dan sou dit die apostel Paulus gewees het. Hierdie rede, hy was per geleentheid weggeruk, het God gesien en onuitspreeklike ding gesien wat nie bekend gemaak geword het nie, of gepoog het om enige datum te heg of te voorspel. Toe Paulus in die derde hemel, 2 Korintiërs 12 weggeruk is, sê hy onuitspreeklike dinge gesien wat nie bekend gemaak kan word. As er dan so belangrik was dat God Paulus weggeruk het, hoekom het God dan nie aan Paulus die datum gegee nie? Daar was geen poging aangewend om dit bekend te maak of om 'n datum aan te heg nie. Ek lees 2 Korintiërs 12 vers 2, ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede. Wat in die liggaam was, weet ek nie. Wat buite die liggaam is, ek weet nie, God weet dit. Paulus het 'n paar geleenthede 'n skyndood gehad, dat hy dood was of 'n skyndood gehad het. En dit kan van een van hierdie geleenthede wees waarna die apostel verwys. As jy dat so iemand weggeruk is, en hy gebruik dieselfde woord hier
as in 1 Tessalonisense 4 waar die woord weggeruk geneem is. Hy sê hy is weggeruk tot in die 3de hemel. Ek weet van so 'n man, of wat in die liggaam of buite die liggaam was, ek nie, God weet het, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek. Wanneer die kind van God glo, dat Jesus enige oomblik mag kom, sal dit die manier hoe hy lewe drasties verander. Asook, hy sal hom 'n onverskrokke getuie maak vir die verlorenes. Wanneer jy werklik glo, en ek wil dit met versigtigheid sê, as jy regtig glo, dat God nou kan kom, sal jy anders leef. Jy sal nie besig hou met gemors van datumbepalings nie. Jy sal mense waarsku. Dis al. Niks anders. Dis tragies dat kinders van die Here opgesweep moet word deur hierdie datumskeppers om voorberei te leef en hulle uit te stuur met die boodskap van waarskuwing. Hoekom moet jy opgesweep word om te gaan getuig? Hoekom moet jy opgesweep word om gereed te wees? Jy moet dit wees. Romeine 13 sê, en dit te meer, omdat ons die tydomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is. Wat beteken dit? Die Engelse vertaling druk dit uit as at hand. Die volgende tree of die volgende asemhaling. Niks het nodig om plaas te vind voordat die belofte van die wegraping vervul word. Geen toekomsdatums om te waarsku nie. Die volgende oomblik. Dit is hoe naby dit is. Ons gaan hier stop en die Here gee vir jou genade om jou gereed te kry en met afwagting te leef en te getuig dat Jesus nou kan kom. Die Here help vir jou. Amen.